Hallo julle. Vandag gaan ons so 'n bietjie speel met hierdie. Ek het hom gekoop by Annie's. Lyk soos 'n sleutelhanger of iets. My skoondogter is mal oor eile. Ekskuus. So ek het gedink om hierdie boompie met hierdie klippietjies te maak, soos mosaïek effek. Ek besluit nog oor wat gaan ek met die uil doen. So ja. Die plan is om hierdie bruin te verf, paint crackling boord te sit, laat die stam lyk asof hy half kraak. Hier wil ek ingaan met groen. Ek sal maar sien hoe dit uitwerk. Julle moet maar net saam met my speel. Gaan ons speel vandag. Okay, so. Ek gaan begin met Coffee Bean. Ek het dit gekoop by Wanna Paint. Wanna Paint se Coffee Bean. En ek gaan begin om hom te verf oralster. En hier is ek alweer met my klein kwassietjies, né? Nou, ek weet nou nie, moet ek beter groter kwas vat nie, maar anyway, ek ons begin. So ek gaan nou net van my laagie chocolate bruin doen. Ek wonder nou, ek dink ek moet miskien ook die hele ding maar doen. Ja. Ek kan altyd die oorgaan met groen of something. Ja, so met verjaarsdae en goeders, dan maak ek maar altyd 'n ietsie vir mense. Ag, ek weet nie. Ek dink mense geniet dit meer as hulle handgemaakte geskenkie kry. Ek weet almal het nie tyd daarvoor nie. Maar dit is maar tyd saam. En dus die ding is altyd, wat maak jy daarmee? Dis ek het nou hierdie ding, hoe moet ek hom doen? Dan het mense 'n idee in jou kop, wat jy nou dink oor hoe jy wil hy moet uitkom, op 'n ander vandag kom hy glad nie dieselfde uit nie, dan sê jy soos, dit nie hoe ek wil hê dit moet lyk nie. Maar dit is maar hoe dit gaan. En dan dink almal, wow, dit is so mooi. Dit is seker ook maar hoekom een van die redes hoekom mense nie eintlik regtig kuns doen nie. Of wel, nie kan sien daarvoor nie, want hulle dink, hulle is nie goed genoeg nie, maar weet julle wat, dat ek julle vandag een ding sê, enige kunswerk is groot genoeg. Ek verf nou maar net daar so hier om die randjies ook, wat 'n bietjie meer afgerond is. Ek dink ek gaan nou met 'n baie ligte groen van Granny B, dalk net dry brush, sal sien. Miskien as ek die boom rooi gemaak het. In steede van gewone bruin kleure. Anyway. We shall see hoe dit uitkom. O ja, en julle kan hierdie kwassietjies, né? Hulle is 'n klein bietjie groter as die. Gaan koop hulle by Annie's en hulle is soos R3.50 een dink ek op hierdie oomblik. Ek het gister vir my 20 daarvan gekoop, want vir klein projekkies is hulle perfek. En jy wil nie jou groot kwaste mors op klein projekkies nie. Draai maar die haakjes uit vir as jy daar onder wil begin verf. Anders gaan hulle ook allemaal bruin word.
Lyk daarom al beter, né? As ek nou 'n wood grinding ding gehad het, het ek nou sommer hierdie gemaak met die wood grinding. Ja, wonder. Ek het actually 'n stencil. Wat ek daar onder kan sit. Dit gister gekoop het. Okay. Ek gaan nou eers wag tot hy droog word en dan kan ek kom nou die paint crackling moet doen. Maar is nou nog te nat. Okay, so sê sy droog nie, maar okay, nou Jolandi is mal oor pink en pers, so ek het gedink ek moet miskien dalk hierdie aubergine tipe kleur doen. Dan sal ek die maagie in die middel met bietjie wit arre. Ons sal maar sien hoe kom hy uit. Dalk paint krakkel ek hom op. Ek vat gewone houtgrond. Gewone houtgrond wat op enige hardware koop. En dis waarmee ek die paint crackling doen. So. Oeps. Op die plekke waar jy wil hê dit moet groter cracks hê, dan gaan jy dit nou dikker smeer. Soos op die stam byvoorbeeld, want ek hê dit moet 'n dikker crack hê. En dit kraak in die rigting wat jy dit verf. So as ek dit nou so op, dan gaan dit nou so kraak. As ek dit so geverf het, sou dit so gekraak het. So onthou om dit in die rigting te verf wat jy wil hê dit moet gekraak word. Okay, so ons moet 'n bietjie hier op sit, laat dit net so hier en daar krak daar. Sal dit daar. Fyn. So dit nou lyk. Nou gaan ons wag tot dit so net vir so 'n paar minute. Dit moet nie heeltemal droog wees nie, maar dit moet ook nie heeltemal nat wees nie. En wanneer jy dit verf met jou kleur wat jy nou wil boor sit, moet jy dit egalig met een strook. Want die oomblik wanneer jy so maak, dan meng jy nou al jou verf saam. So ek dink ek gaan 'n groter borsel daarvoor vat. Ek sit nou en dink. Ek dink ek moet die billywood miskien ook op die stam sit en die groen op die blare. Dit is nie mooi lyk nie, verf ek dit net weer toe. Whatever. Sien nou, hy begin al reeds te kraak. Okay. Nou vir die groen. Gaan 'n lekker kleurvol ding wees hierdie hoor. Alweer vir die wagtydperk. So lyk nou. Begin te kraak. Ek gaan nou so 'n bietjie wag. En dit is koud, so dit gaan nog 'n rukkie neem. So,
Die krag was af, so ek kon nie vir julle video neem nie. Dit was baie donker, jy kon absoluut niks sien nie. Hallo Suid-Afrika! In elk geval, wat ek gedoen het is, ek wil nou vir julle wys, ek wil nou nie my goedjies opskuif nie. Ek het nou blaartjies gemaak uit klei. Ek het hierdie klei gebruik. Ek het dit gekoop by, glad nie duur gewees nie. Wow, R22 per pakkie is nie te bad nie. Ek het dit gekoop by Her Annie's gister. Was gister 'n bietjie op die shopping spree. En ek het hierdie klein enetjie gebruik vir die blaartjies. So ek het nou 'n paar blaartjies gemaak wat ek nou hier gaan opsit. En dan blommetjies. Ek het hierdie gekry al hierdie embellishments wat ek gekry het was by Ants Resin Art. So ek het 'n klompie blommetjies hierso. Hulle is so cute, kyk. Cute, né? Ants Resin Art het dit vir my gegee, so ek toets dit nou uit, ek maak hulle mooi, plak hulle op. Nou onthou, ek wou hierdie geplak het, maar dit lyk toe nou nie so mooi nie. Wow, ek hou nie daarvan nie. Miskien sal ek so hier en daar enetjie sit. Maar ek het dit wel gebruik vir die oogies. So al hierdie blommetjies moet nou geverf word. Hier is enetjie wat reeds geverf is. Maar nou nog highlight word, miskien gaan ek 'n bietjie silwer bysit, I don't know. Weet nie, ons gaan speel. Ons gaan speel. So kom ek haal net hierdie blaartjies is nog nat, so hulle is baie fragile. Maar dis wat ek gemaak het met die klei. Paar blaartjies. Ekskuus, my hande is baie vuil, maar ja. Is maar die verf. En party van hulle vou nou so om die hoekies, so dis eintlik baie oulik. Ek moet hulle ook nog verf. So, ek sal hulle ook verf. Okay. So, dis wat ek gedoen het sover. Is dit nie cute nie, julle? Daarso is die effek van die koue lym wat ek opgesit het. Onthou julle die houtgom? So maak hom so lekker kraak effekie. Groen het nou nie so baie gewerk nie, want ek baie min gommels daarop sit. Maar ek het ons eiltjie het ek 'n bietjie gestencil. Ek het hierdie stencil gebruik. Ek het hom by Wonderpaint gekoop, so ek het nou maar net oral die stenciltjie opgesit. Ek het die vlekkies ingeteken en toe nou geblend en alles. En toe het ek 2 klippietjies opgesit op die oë, die neus of sy bek. Sy bekkie is 'n stukkie klei wat ek uitgesny het en toe nou geverf het. So. Dis cute, nee. Ah, dis so cute. Ek dink dit is baie cute. So nou kort net die boontjies, ag die blommetjies en die blaartjies en ek dink dit gaan baie oulik lyk. Blommetjies so hier en daar opsit. Kyk al. En baie cute lyk. Met die blaartjies dan saam. So jammer julle het nou al hierdie stappe gemis. Maar okay, eendag, né? Wanneer julle kom vir klasse, dan sal ons hierdie stappe vir julle wys, sou julle dit wou doen. Okay. Onthou om my page te gaan like asseblief. Ja, R200. $200, okay. Ja. Thank you, Samson. Jadi ke ada video. Shop. Thank you, né? Okay. Okay. Onthou om my channel te gaan like asseblief, julle my Facebook page ook. Ek het julle baie groot nodig. So as julle van die klein goedjies hou, asseblief gaan like my Facebook page. Gaan like asseblief my YouTube channel, dis ook Sarita's Creations. Ek sal hierdie video daar op sit. Dan kan julle kyk hoe ek al gemaak, hoe ek hom gemaak. Nou gaan ek maar net die blommetjies verder verf. En wat lekker is met resin, jy kan oor alles verf met resin, of as jy resin embellishments het. So dankie Antoinette.
En hierdie enetjie het ek nou afgevee en dan kan mens die lyntjies in hom mooier sien. So dit lyk cuter. En ek vee dit maar net af met 'n gewone wet wipe. Ek gaan hulle almal dieselfde kleur maak. Een boom het mos nou nie 10 verskillende kleure blommetjies op nie, alhoewel, is jou aard so, jy kan doen net daarmee net wat jy wil. Jy voel nou met allemaal blommetjies, verskillende kleure blommetjies op hê, so be it. Okay. Ek gaan die blaartjies dieselfde kleurverf as die, en dan sal ek met bruin ingaan en dan sal ek hulle net vrek, maar hulle is nog baie nat. Hulle is nog nie naaste my droog nie, so dit is seker nou maar 'n projek vir môre. Maar ek dink dit gaan cute lyk.